In 2017 het ons weer te maak met 'n vloeidiagram met verskillende organiese reaksies. Is verbinding P primêre, sekondêre of tersiêre alkohol? Nou kom ons kyk na die hidroksielgroep. Die hidroksielgroep is gebind aan hierdie koolstof en daardie koolstof is gebind aan 2, met ander woorde 2 ander koolstofatome. En dit beteken ons het te doen met 'n sekondêre alkohol. Volgende moet ons die soort eliminasie reaksie neerskryf wat deur A verteenwoordig word. So wat het ons? Ons het 'n alkohol as reaktant en ons het 'n alkeen as 'n produk. Met ander woorde, dit is nie kraking nie. Ook het ons nie te doen met dehydrohalogenering nie. So ons het hier te doen met dehydrasie. Vervolgens skuif ons die fokus na reaksie D. Verbinding P is butan 2-ol, dit is 'n sekondêre alkohol, en dit reageer met waterstofbromied om 'n haloalkaan te vorm, 2-bromobutaan. Ons sit met ander woorde, hierdie verbinding X is 'n haloalkaan en die haloalkaan reageer en die produk na die reaksie is 'n alkeen. So weer eens, haloalkaan na alkeen kan nie kraking wees nie. Haloalkaan na alkeen kan ook nie dehydrasie wees nie. So daar's 3 eliminasiereaksies. Dit laat ons met die derde opsie, dehydrohalogenering. Ons word nou gesê dat natriumhidroksied word as een van die reaktanse in reaksie C gebruik. So hier begin ons met 2-bromobutaan, dan reaksie C waar natriumhidroksied ter sprake is en ons vorm dan 'n alkohol, butan 2-ol. So daardie natriumhidroksied gaan verdunde natriumhidroksied wees en dit kan slegs 'n substitusiereaksie wees, dit kan slegs hidroliese wees. Onthou hidroliese, 2 opsies, die een met 'n verdunde sterk basis, alternatiefelik met 'n oormaat water. En ons weet dat hierdie 2-bromobutaan is 'n haloalkaan. Ons weet dit gaan nie polêr wees, so ons weet etanol gaan ook gebruik moet word as oplosmiddel vir die reaksie om plaas te vind, want 2-bromobutaan, haloalkaan nie polêr, natriumhidroksied, water polêr en dis waar die etanol dan ook inkom. Nou moet ons die 2 reaksietoestande vir hierdie reaksie neerskryf. Soos reeds genoem, is daar 'n verdunde sterk basis nodig. Met ander woorde, verdunde natriumhidroksied, kaliumhidroksied of lithiumhidroksied. Dan is matige hitte ook nodig vir die hidroliese. Dit is ook belangrik om te noem dat die haloalkaan wat gebruik word, nie wateroplosbaar is nie. En gevolglik gaan ons die haloalkaan in etanol oplos, die reaksiemengsel dan verhit en dan kan die reaksie plaasvind met die natriumhidroksied. Wat is die IUPAC naam van verbinding X? Nou ek het reeds genoem dis 2-bromobutaan, maar kom ek wys net hoekom. So waterstofbromied reageer met die butan 2-ol en ons weet dat daai hidroksielgroep gaan baie graag met daai waterstofatoom bind om water te vorm en dan jou broom sal daai plek oorneem en gevolglik kry jy dan 2-bromobutaan. Skryf die formule neer van 'n anorganiese reaktans, met ander woorde verkies ek nie 'n koolstofmolekuule nie, wat nodig is vir reaksie D. 'n gekonsentreerde sterk basis
is nodig vir dehidrohalogenering, so gekonsentreerde natriumhidroksied of kaliumhidroksied of lithiumhidroksied sal geskik wees. Gebruik struktuurformules en skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir reaksie E neer. Nou ons laaste reaksie is hidrogenering. Hiervoor is 'n waterstofryke atmosfeer nodig, as ook 'n katalisator, platinum, palladium of nikkel. En daar het ons dit. But 2,1 wat reageer met H2 en dit gee vir ons butaan, verbinding Z is met ander woorde butaan.